En ons is terug met nog 'n Bybelstudie waaroor ons gaan stilstaan in die boek Habakuk. Nou as jy verlede week die video oor Habakuk 1 gelees het, dan weet jy om en by die historiese oorsig en wat die geskiedenis rondom hierdie boek is. En gaan ons dit nou vandag in hierdie week nie herhaal nie. Maar ek wil jou vra, voordat jy hierdie video kyk, gaan lees Habakuk 2, sodat jy verstaan wat daar in die hoofstuk aan die gang is, wanneer ons daaroor gesels. Die hoofstuk begin met Habakuk wat dan nou sy klagte afsluit. Wat hy sê, op my wagpos sal ek staan, Here, en ek sal wag vir jou antwoord, totdat jy vir my 'n antwoord gee. En hierin moet ons nou 'n paar goed vir mekaar sê. Nommer 1, Habakuk is nie tevrede dat die Here die Galdeërs gaan stuur om Juda te straf nie. In dieselfde sin weet hy, daar moet nog 'n verdere profesie gegee word. Die Here moet homself verantwoord. Wat is die groot plan? Wat is die ding wat moet plaasvind? En dan kry ons hierdie beeld wat Habakuk gebruik. Hy staan op 'n wagtoring. En daar moet ons nou 'n paar goed vir mekaar sê. 'n Wagtoring se doel in die sin van 'n vestingstad was om te sê, maar weet jy, ons moet die mense beskerm. Ons moet waaksaam wees. Ons moet dissipline hê. Ons moet wakker wees vir wanneer gevaar daar is. Daar was ook torings in die middel van wingerde gebou om uit te kyk vir wat in die wingerde aan die gang is en wat se ingrype gebeur moet word. Weereens, daai dissipline, daai isolasie wat van ons vereis dat dit moet gebeur. En dan die mense aan die onderkant wat hulle totale vertroue in die een bo in die toring sit om te sê, maar weet jy, hierdie is die roete. Hierdie is wat gaan gebeur. So daar is 'n paar geestelike waarhede wat ons uit hierdie op my wagpos sal ek staan. Eerstens 'n geestelike waaksaamheid om wakker te wees vir wat die Here sê. Tweedens, daar is 'n verwagting en 'n hoop. Habakuk verwag, Habakuk hoop, Habakuk stel sy vertroue, stel sy geloof in die Here dat hy hom gaan antwoord. Daai afsondering en fokus. Hy is gefokus op dit wat die Here vir hom gaan sê. Hy gaan nie opgee totdat hy 'n antwoord het nie. Daardie sentrale ding om te volhard, om deur te druk en vas te hou. Uiteindelik antwoord die Here vir Habakuk. En wat is sy antwoord? Die Here sê eerstens vir hom, skryf hierdie profesie neer op klei tablette. Hoekom klei tablette? Nommer 1, om te sê, dit wat nou gebeur, dit wat nou plaasvind, gaan beslis gebeur. Dit moet gebeur. Daar kan nie van dit afgewyk word nie. En dan in daai verdere vers wat om te sê, maar al lyk dit nie asof dit gebeur nie, dit gaan gebeur. Dit het te doen met die tyd van die einde. En in 2 vers 4, alhoewel die woord geloof nie ter sprake is nie, is dit wat die Here hierso sê. Hierdie dinge wat gaan kom, hierdie dinge wat gaan gebeur, hierdie dinge wat gaan uitspeel, moet jy die geloof hê dat dit wel gaan gebeur. Is 'n vaste vertroue in God, al lyk dit
nie so nie. Baie akademici is dan ineens om te sê, maar weet jy, Habakuk 2 vers 4 word dan eintlik hierdie eerste uiting om te sê, maar deur geloof alleen word ons gered. Wil jou uitnooi, gaan lees die tekste wat hierdie vers aanhaal. Romeine 1 vers 17, Galasiërs 1 vers 11 en Hebreërs 10 vers 38. Alhoewel al hierdie tekste van die Septuagint die Griekse weergawe gebruik maak, is die essensie wat die Here hierso vir Habakuk sê van belang. Wat gaan gebeur? Wat is die uiteinde? Wat is die Here se antwoord? Wat is dit wat Habakuk moet neerskryf? En dan kry ons die Here se 5 uitsprake oor Babylon. Hulle gierigheid en hulle diefstal sal maak dat hulle self geroof word. Hulle onreg en hulle uitbuiting sal maak dat die mense wie hulle so uitgebuit het, teen hulle in opstand sal kom. Die geweld en tirannie sal vervang word met die heerlikheid van God. Losbandigheid en vernedering sal met hulle ook plaasvind. En dan die klimaks. Maar die Here is in sy heilige tempel. Wees stil voor hom, o ganse aarde. Sien, want die fout wat die Babyloniërs maak, die fout wat die Jode gemaak het, en die fout wat ons maak elke liewe dag, is ons stel nie God in die posisie wat hy moet wees nie. God is nie die heerser oor my lewe nie, ek is. God is nie in beheer van my besluite nie, ek is. En kom sê die Here vir Habakuk, maar weet jy, ek het 'n plan. Ek het stappe wat ek gaan neem. Ja, Juda gaan val, as gevolg van dieselfde sondes wat Babylon gerig het, maar Babylon gaan ook val. Die Galdeërs gaan ook tot 'n einde kom. Wat beteken dit vir ons vandag? 'n Wyse persoon het eens vir my gesê, in enige moeilike situasie, in enige uitdagende situasie wat ons beleef in ons lewens, this too shall pass. In enige wonderlike, geseënde situasie, this too shall pass. Wat die Here vir Habakuk kom sê is, hierdie verval, hierdie vernietiging, hierdie totale onreg wat plaasvind, dit gaan ook verbygaan. God sal wel eendag sy koninkryk vestig. Ons 2000 jaar na die feit sê, maar God het sy koninkryk gevestig. En dit is nou ons om sy evangelie uit te dra. Dit is Habakuk 2. Ek nooi jou uit om in te skakel by volgende week se video, waar ons dan nou vashak by Habakuk se reaksie op hierdie brief. Is dit positief? Is dit negatief? Kom, vind uit. As jy van hierdie video gehou het, en as jy so ver gekom het om te kyk, dan wil ek jou uitnooi om hierdie video te like, as jy enige vrae het, 'n comment te los, en dan sommer net omdat jy van hierdie inhoud hou, dat jy daarvoor subscribe, en dat die YouTube algoritme meer van ons gemeente se video's aan jou sal aanbeveel. Mag jou week wat voorlê geseënd wees. Amen.